Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by vandag se episode van Nisboere. Vandag fokus op die by. Hier is 'n voorsmaakie. In hierdie episode van Nisboere, blom in die hare en bye wat nisboerdery laat ontstaan en floreer. Ons kuier by mense wat op verskillende aspekte van byeboerdery fokus. In die ateljee gesels Skalk van Rooyen oor die medisinale eienskappe van heuning. Hier is Corneille. Elkeen van hierdie suksesvolle nisboerdery het met een blink idee begin. Jou nisidee kan ook 'n ekstra inkomste oplewer en dalk selfs die JC bakkie laat wen. Maar jy moet inskryf. Moenie wag nie. Kyk hier en stuur dadelik jou WhatsApp. Ons vier ons 10de seisoen met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkajuitbakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. BSF geld. Voordat ons die baie wêreld betree, is dit tyd vir 'n kruiekuier saam met Antonet. Die weeblaar sal mens altyd by 'n fontein kry. Hy wil met sy voete in die water staan. En hier sien jy, hy die beskerming van die malva en die ballerja. Hy wil nie so in groot son staan nie. En as ek nou hier 'n blaar van hom kan pluk. Wie jy as 'n mens nou ouer word, dan kry 'n mens baie keer so onhandig seer. Ek het nou die dag hierdie vinger van my so lelik verstuit. Nou dis nou waar weeblaar nou inkom. As ek nou 2 van die blaartjies so kan pluk, en hierdie vinger in hierdie lid het seer gekry, dan sal ek nou in die huis ingaan en ek sal hom met 'n klip of 'n bottel sommer so op my broodbord net 'n bietjie kneus. En dan sal ek nou so maak. En dan sal ek nou so maak. En om net met van die pleistertjies wat sommer net so twee plak. Net so, as jy hom nou wil dra terwyl jy werk in die dag, dat 'n mens hom net so vashou, so vir 2-3 ure. En jy sal sien, na jy hom uitgehaal het, as hy nou hierdie verstuiting getroos het, dan is dit so 'n snaakse donker kleur, soos hy gewerk het met die pyn. Belangrik hier, as jy 'n wond sou hê aan hierdie vinger wat nou ook in die lid seer gekry het, moenie vir hom op 'n wond sit nie. Daar's ander krye wat jy kan sit op 'n plek wat verstuit is en 'n wond het. Maar ons weeblaar vir daai seer plek bring hy 'n lieflike verligting. Verstuite vingers en gewrigte is algemene sportbeserings. Ek is seker ons kykers neem die raad te rate. Dankie Antonet. Nou is dit tyd vir baie besigheid. Lekker kyk. My seun het op 15 sy liefde ontdek vir bye in Namakoland. Hy by sy pa gaan kuier op die plaas en die volgende oomblik is hy 'n byeboer. Sy pa het vir hom 'n paar korwe gekoop en hy het nie veel geweet nie, maar hy het sy navorsing gedoen en toe het hy 'n opstel geskryf by die skool, by hoërskool. En toe het die Afrikaanse juffrou Barnard, het toe vir hom voorgestel aan die byeboer in Swellendam. Hy het sy hele hoërskoolloopbaan, het hy vir die byeboer gewerk en saans was hy die spook van Swellendam, het hy op sy fiets gaan bye uithaal waar daar byeverwyderings was. Vakansies het hy huis toe gekom en ek was sy apprentice gewees. Ek moes hom help en goed aangee en ek moes hom rondry om bye te gaan verwyder en so het ek geleer van byeverwydering. In 2020 is hy permanent oor see. Toe het ek oorgeneem, bietjie aan die kant gemaak en het ek die besigheid begin bou as my eie besigheid. So my kind het basies vir my 'n besigheid gegee. En ons het gegroei van 7 kuste toe hy weg is na 300.
Ek koop my kaste by CWI. Ons stap al 'n lang pad saam. Ek het voorheen vangkaste by haar gekoop wat die kleiner kassies is en nou koop ek die groter kaste by haar. Hierdie deksel het 'n ekstra spasie. So jy kry 1,5 kg tot 2 kg ekstra heuning in daai deksel. En ek hou van haar kaste. Hulle lyk netjies, hulle lyk mooi. Hulle jy sal sien hulle is helder en die bytjies is gelukkig daarin en jy kry ekstra heuning uit daai korfie uit voor jy super opsit. Ons reis het begin met die bijekorwe heel onbeplan. My pa is oorlede 16 jaar terug en my ma het iemand anders ontmoet en die oom was 'n bijeboer. In daai tyd was ons nog in die meubelbedryf, ons het handverftegniek meubels gedoen, Solidout meubels en oom JC is die oom se naam, hy en my ma het kom kuier vir die naweek en gesê, hier is julle eerste bestelling, ek gaan by julle hierdie 1000 bijerampies bestel. Toe het ons natuurlik amper hartaanval gekry, want ons ken nie die bijebedryf nie, nog nooit daarvoor uitgevind of enigiets nie. Ons ken hout en dis wat dit eintlik gestop het. En dit het ons seker so 5 weke gevat om daai 1000 rampies te maak, want ons het niks masjinerie of enigiets gehad wat opgestel is nie. En alles moes toe nou opgestel word, want die presisie wat in 'n bijekorf ingaan en die vervaardiging van die parte moet elke keer 100% korrek wees. So op die ou end van die dag het ons toe nou ons meubelfabriek toegemaak en ons het besluit ons gaan voltyds in hierdie baie ding in. En dit is nou 10 jaar later en nou maak ons 20.000 rampies in 'n maand. Ons kan so 1000 op 'n dag doen. So dit wissel so van 20 tot 30.000 in 'n maand en so 400 korwe wat ons ook kan produseer in 'n maand. Ons produk is uniek in die sin van dat ons al ons hout wat ons gebruik vir die bijekorwe maak ons letterlik self. So ons koop herwinde hout in van verskeie vervaardigings van sê nou maar palette of vrugtekrappe of so in die omgewing. So ons maak letterlik ons eie hout van herwinde hout. Ons lamineer hom en dan maak ons die parte wat dan in die bijekorwe ingaan. So ons gaan kap nie nog bome af en koop nuwe hout om die bijekorwe mee te maak nie. Dis alles herwinde, onbehandelde dennehout wat ons gebruik. Die mark met die bijekorwe is kommersiële bijeboere, sowel as die persoon wat wil help in die bijeindustrie, die hobby mense. So ons het 2 aspekte van die mark. Die kommersiële ouens sal miskien 1 of 2 keer 'n jaar sal hulle groot bestellings insit, waar ons hobby en ons alledaagse bijeboere wat regtig die bedryf wil help, sal elke maand of elke 2 maande. So party mense begin miskien met 1 bijekorf en hulle ontwikkel 'n absolute liefde daarvoor en van daar af groei dit net. Maar wat ook goed is van ons netwerk nasionaal is, ons het regtig bijeboere in elke klein of groot dorpie in Suid-Afrika. Of dit nou in die Noord-Kaap is, in die Oos-Kaap en Gauteng. So wanneer jy by ons koop, dan sit ons jou dadelik in kontak met iemand wat vir jou ondersteuning kan gee. So as jy wil meer leer van die bedryf of as jy maar net in jou tuin net jou liefde wil uitleef vir die bijebedryf. Our farm, the family farm, goes back to actually 1817. My ancestors came out from the Orkney Islands. He brought 200 Scottish artisans with him in 3 ships. And he had bought these 2 farms. That's been in the family since then, seven generations. My main market being honey, has always had the challenge of dealing with honeys that are not pure honey. Basically, the amount of effort that the bees go into to produce a jar of honey is huge. We cannot take all the honey out of the hive. The bees themselves, it is their food. They consume 60 kilos of honey a year just to survive. So we take off the surplus of their wonderful crop. And I think the pride one has in producing something so special that the bees have given us makes it a huge bonus for the beekeeper. The stings are painful, the work is hard, hot days, you put on overalls and gloves and you're sweating it out, and you just have this wonderful product that the bees are giving us. Net hierna, die verantwoordelikheid en soetbeloning van byebewaring.
Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Die byeboerbedryf bring baie uitdagings, maar diversifisering en die kruisbestuiving van kennis en ervaring bly deurslaggewend. Kom ons kyk verder. Omtrent 35% van ons kos word bestuif deur bye en ander bestuivers. Dit is baie belangrik om vir hulle 'n ekologiese, standvastige voedselbron te skep. Infinity Bees doen nie bestuiving per se nie. Al ons bytjies is gered. Almal van hulle is gehervestig. Na 18 maande van hervestiging maak hulle eers hulle eerste heuning. So hulle moet 'n veilige plekkie hê om te bly tot dan. Dan sit ons bye op plase, klein hoewe, mense met groot tuine. Ons verkies om hulle te plaas op 'n plek en hulle bly daar. Ons diens hulle, ons oes hulle, ons kyk na hulle en maak seker hulle is gesond en ons pas hulle baie mooi op en die boer kry 'n deel van die heuning wat ons op sy plaas verskaf. In this production process and surviving on a farm, there are always challenges. Serious challenge in the bee world have been a huge influx of bee diseases. In the last 20, 30 years, when I started beekeeping nearly 50 years ago, we didn't even bother about bee diseases. Now that we have almost all the diseases that worry and plague the rest of the world. The introduction of varroa mite was very serious. We have that in South Africa now, and we have AFB, which is American foul brood, which is a certifiable disease. And both of these provide challenges. Right now, I have a problem of clinical symptoms in my hive, and I'm busy dealing with that. And that's been a huge challenge. Fortunately, these diseases that affect bees are not hazardous to humans at all. Honey is still a unique and antibacterial, healthy food to eat. There's no need to worry about your bottle of honey having a disease that will be dangerous to you, because the AFB spores are totally harmless to humans. Diversity has been necessary to keep us going, and as a result, I have honey. I do pollination of fruit trees. That's another service that I provide. And then we decided, because we live in this beautiful environment, that we would be happy to share what we have here, the peace and quiet and the accommodation in a whole different range of cottages, camping. We have a bush camp, and people certainly from the cities really enjoy coming out here. It's not super luxury, but it's peaceful, and it's absolutely getting back to nature, which is such an important part of our lives, and what modern man is missing out on, I think, to a large extent. Ek maak seker niks word gemors nie. Ek ontgin my was self. Ek is baie pynlik oor my was. Dis baie mooi geel was. Ek maak verskillende produkte. Propolis tincture, propolis oil, lip balms, eczema room, propolis room, dan die heuning. Een van die produkte wat ek maak ook is 'n wound care kit. Dis vir diabetes se ulcers. En dan het ek besluit, heuning is nie net vir tee nie. Kom ons maak iets lekkers daarmee. Toe het ek 'n reeks souse uitgebring wat alles met heuning gemaak is. Dan het ek sepies, alles is met 'n doel gemaak. Elke produk in my heuningkamer wat jy gesien het, is met 'n doel gemaak en dis getoets en dis die stamp of approval gegee voordat dit die lig sien. Infinity Bees doen uitreid werk om terug te gee. Die werk wat ons nou doen,
is die aanloop vir die skooltjie wat ons wil oopmaak. Ons wil baie kursusse gee, ons wil baie experiences gee, ons wil kinders wat nie in 'n akademiese wêreld pas nie, wil ons leer om met baie te werk. Daar's 'n hele verskillende tipes werk wat hulle kan doen in die beiebedryf. En dit gee vir hulle net waardigheid, want niemand wil hoor jy's niks werd nie. Ek werk op die oomblik met 'n autistiese dogtertjie. Haar pa sy sit heeldag in haar kamer. En sy kom en sy die eerste keer toe sy hier was, sê sy, wanneer kan sy weer kom? So mens moet teruggee. Mens moet deel. As ek nie vir die jong beieboere leer die foute wat ek gemaak het deur ondervinding nie, dan gaan hulle dit verkeerd doen. So ek leer hulle, ek mentor die jong beieboere of beginner beieboere, want kennis is nutteloos tensy jy dit deel. Net hierna, Skalk van Rooyen gesels oor die genesende eienskappe van heuning. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Ons gas vandag is Skalk van Rooyen van Laveld, 'n medisinale chemikus wat die belangrikheid van beye en die gesondheidswaarde van hul werk en produkte goed verstaan. Welkom vandag weer terug by ons, Skalk. Dankie, Corneil. So sommer so met die deur in die huis te val, vertel 'n bietjie vir my van die gesondheidswaarde van heuning. Ja, eerstens kan ons sê dat die hoofrede hoekom baie heuning maak, is natuurlik vir hulle as 'n voedselbron in die korf. Maar daar's ook baie keer wat mense nie besef nie of van vergeet is dat daar medisinale waarde is. Die heuning wat hulle maak het ook 'n rol om te speel om infeksies in die korf te kan bekamp. Ja. So daar is molekules in die heuning wat medisinaal optree. Ja. En so ja, die hele ding van die heuning is die bye maak dit vir hulle self as voedselbron, want dit is baie voedsaam. Daar is in die natuur so 8 natuurlike suikers wat voorkom en 2 tot 3, partykeer bietjie meer van daai suikers kom in heuning voor. Alright. Die ander kry mens nou weer in wilde sampioene. Ja. Nou kyk, ek weet daar's wêreldwyd mense beweeg weg van gewone suikers en goed af. Ek self as ek deesdae koffie by 'n koffiewinkel bestel, dan gooi ek maar heuning in. Is dit gesonder of is dit 'n net 'n roemer? Heuning het glikose en fruktose in wat elemente is van suiker, maar die vorm waarin dit voorkom en dit is ook gebalanseerd met ander suikers. Ja. So jy kry nie 'n groot inspuiting van een essensiële suiker, jy kry 'n mengsel daarvan. So dit maak dit beter want dit is in 'n mengsel en dis ook in die natuurlike vorm, want baie van hierdie molekules, sodra jy dit in die laboratorium gaan maak, dan verloor jy daai natuurlike energie en dit is vasgevang in die heuning. So dit is wel suikerelemente, maar dit is in sy natuurlike vorm, so hy het nie daai effek op jou bloedsuiker nie. Okay, ek sien nou, want jy het al vir my 'n vorige geleentheid gesê suiker word of nie suiker nie, maar heuning word redelik vinnig opgeneem. Ja. So as jy vir kinders en atlete goed as jy wil eerstens heuning vat, is dit iets wat jy sal aanbeveel? Ja, dit is 'n perfekte vervoermiddel vir baie stowwe. Okay. So jy kan eintlik kan mens gaan en jy kan aanvullings of poeiers daarin meng en oplos, want die heuning is die perfekte draer. Ja. Hy het eintlik 'n dubbele geaardheid. Hy los nie perfek op in water nie, maar hy los ook nie perfek op in olie nie. So hy het so al 'n dubbele geaardheid. So hy is die perfekte draer vir voordelige molekules wat jy miskien in jou liggaam wil inkry, wat sal sukkel om by die brein uit te kom. As jy dit in heuning insit, en is die heuning die perfekte draer. Sal jy aanbeveling wees as mense wil heuning koop, hou by die natuurlike bronne, waar jy by die kom ons sê die oorsprong, by die originator koop? Ja, vir verskeie redes, vir die suiwerheid van die heuning, maar ook ter ondersteuning van die kleiner ouens wat jy weet 'n inkomste daaruit kry. So veral in terme van sy suiwerheid, want baie van die ouens in die prosesering, dan is daar maar 'n geneigtheid om die heuning te bestraal en om die heuning half te suiwer, alhoewel dit nie regtig nodig is nie. Ja. En in die proses van bestraling en verhitting vernietig jy van die goeie suikers en jy vernietig ook die verhouding waarin daai suikers voorkom. Want hulle kom in 'n spesifieke verhouding met mekaar voor en as jy hom nou gaan verhit en bestraal, dan verbreek jy daai verbindings. So dit is baie belangrik dan om hierdie, soos ek sê, om hulle te ondersteun vir hulle eie inkomste, maar ook vir die suiwerheid van die heuning. Okay. Want dit is baie beter in sy suiwer vorm. Gaan dit oor
op watter tipe plante bysit dat hy 'n ander tipe medisinale waarde kan hê of Ja, dit is veral ook in gebiede waar die bye 'n verskeidenheid blommetjies het wat hulle besoek. Soos wat een plant het miskien meer voordele as 'n ander plant. So jy kry party plante wat se konsentrasie van medisinale molekules hoër is as ander plante. En veral plante wat blootgestel is aan peste en pla, dan gaan daardie plant en hy maak meer van hierdie medisinale verbindings om homself te verdedig. okay. So as die bytjie nou daai blomme sou besoek, Ja. dan is al 'n hoër medisinale waarde in die heuning. Okay, dis interessant. Want hulle kry die voeding uit die nektar uit van die blom. Ja. En daai nektar is baie belangrik vir die blom self, maar ook dit is hoekom die by dit versamel, want dit is sulke hoë waarde in terme van voeding en in terme van medisinale eienskappe. Nou is jy reg vir daai curveball vraag. Ja, hierdie is nou nie nagemaak nie. Ek het dit altyd by my. So jy gaan dit dink ek het dit nou as prins dat jy is, maar elke dag van my lewe draak hierdie in my sak. Want vir myself en partykeer as ek met mense praat 'n bietjie af is verkoue. Vertel so gou 'n bietjie, jy kan hom maar kry. Dit jou variant, vertel gou 'n bietjie iets af van. Nee, wat ons gedoen het hier, soos ek vroeër gesê, die heuning is die perfekte draer vir as jy medisinale of aanvullings daarin wil sit. So ons het hierin gemeng, het ons nou Vitamiin C poeier gemeng. Ons het 'n spesiale Vitamiin C poeier. Dis nie net Vitamiin C nie, daar's klein ander molekuletjies in wat basies die Vitamiin C buffer. Ja. En dan het ons molekuul ingesit wat hulle noem quercetin. Nou quercetin is iets wat jy kry in hierdie persuie, rooi appelskil, jy weet die skil, daardie rooi perserige kleur is die quercetin. Ja. En dis 'n baie belangrike verbinding. Hy werk saam met Vitamiin C. Ja. Maar in die liggaam ook maak hy die kanaaltjies oop vir sink om in jou selletjies in te gaan en die sink tree antiviraal op. So die quercetin verbeter daardie proses dat die sink in die selletjie kan ingaan en saam met die Vitamiin C maak dit die perfekte pakkie. Ja. So ons het dit hierin gesit en dan het ons die mushroom ekstrak, die champignon ekstrak, die reishi wat het ons ook hierin gesit. Ja. So dis 'n perfekte mengsel van die 8 natuurlike, hulle noem dit in Engels glyconutrients. So dis glikonutriënte wat die natuurlike suikers is wat jou immuunstelsel. Dit tree op soos 'n kommunikasiemiddel tussen jou immuunselletjies sodat hulle beter kommunikeer en 'n beter reaksie loods wanneer daar infeksie is. So die mengsel wat ons hier gemaak het is perfek vir mense immuniteit. As jy voel jy verkoue kom aan of 'n griep, dan vat jy hierdie sakkie, jy breek hom net agter of jy bring net die twee kante bymekaar, jy snap hom oop en jy suig lekker al die heuning uit en daar's al hierdie voordelige molekules in. Ons het die Vitamiin C, die quercetin en die champignon ekstrak. Kak net baie dankie dat jy alweer al jou kennis met ons kom deel het en weer eens dat jy ons kantoor daar by Laaflet so mooi gesond hou en ons gaan mekaar binnekort weer sien. Nee, groot plesier enige tyd. Onthou julle nuusidees vir ons te WhatsApp, die tyd raak min. Mooi loop tot volgende keer. En onthou asseblief om ons land se nisboere te ondersteun. Totsiens. Volgende week in Nisboere. In Clarence proe ons Barris se bokkaas en ander plaasprodukte. In Amersfoort ontdek ons waarom Zuidwaal Jams se nastergaal konfyt so gesog is. En soos ouer gewoonte kuier ons ook op Teefontein. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.